Stemdag is sosiale media vol swart duime wat trots ek het gestem pronk. Maar hoeveel inligting mag jy na die verkiesing oor jou stemkeuse gee? Hier om vandag die vraag te beantwoord is die tekskrywer, navorser en joernalis Karen-Ann Nel. Karen-Ann, baie welkom. Baie dankie, Minkie. Karen-Ann, so mag ek na die tyd vir iemand sê vir wie ek gestem het? Minkie, jy kan seker as jy wil. Dis jou reg om dit te doen, maar my persoonlike mening is hou dit eerder vir jouself. Ek voel dikwels as mense uitvind vir wie jy gestem het en dit stem dalk nie ooreen met wie iemand anders voor gestem het nie, kan dit dalk vir ongemaklike gesprekke lei en mense kan dit vermy. So, dis jou reg om dit vir jouself te hou en dit is my raad. Wel, ek het definitief vir my man al gesê vir wie ek gestem het. Ek is seker jy het seker ook vir jou hond. Dis okay. Karen-Ann, so wat mag 'n mens op sosiale media plaas en wat moet jy eerder nie plaas nie? So dikwels op stemdag is sosiale media vol mense se foto's, jy weet met hulle swart duime of buite 'n lokaal en daar is 'n bietjie van 'n gees van, jy weet, trotsheid onder mense dat hulle gestem het. En ek dink dis 100% reg en fyn, jy weet, om te wys jy het gaan stem. Wat jy nie mag doen is jy mag nie foto's van binne die stemlokaal op sosiale media neem of selfs foto's in die eerste plek neem nie. En jy mag ook nie van jou stembrief foto's neem nie. So dis heeltemal taboe. My raad aan mense is om eerder te vermy om te praat vir wie hulle gestem het. En dit is bloot net om ongemaklike gesprekke of rusies te vermy. Want mense kan dikwels 'n klein bietjie krapperig met mekaar raak as hulle sien iemand het gestem vir 'n party vir wie hulle dalk nie voor sou stem nie. Karen-Ann, baie dankie. Baie dankie, mense. Jou hier.